Hallo julle en baie welkom terug by vandag se aanlyn diens. Julle, ons is nog steeds besig met ons kwartaalreeks met die reeks se naam is High Score. Julle, in week 1 het ons gepraat oor Player 1. Ons vergelyk die lewe van Elia met 'n videospeletjie. In week 1 het ons gesien hoe God vir Elia gevra het om 'n baie moeilike taak uit te rig. Hy was gevra om met koning Agab te gaan praat en 'n boodskap oor te dra dat daar geen reën gaan kom vir 'n baie lang tyd nie. Koning Agab was nie baie gelukkig met hom gewees en die boodskap wat hy gebring het nie. Maar God het vir Elia gesorg omdat hy 'n gewillige speler was en omdat hy gewillig was om die boodskap oor te dra. God het kraaie gestuur om vir hom kos te bring en daar was 'n waterstroompie gewees waar hy water gekry het. Verlede week het ons gesels oor Easter eggs. Wie van julle kan onthou wat dit beteken om 'n Easter egg in 'n speletjie te vind? Mooi, as jy kan onthou, dit beteken om iets te vind wat gewoonlik weggesteek is. En dan bring dit vir jou goedjies in jou speletjie soos om 'n nuwe uitrusting te kry of die agtergrond verander dalk of dis sommer net iets cools wat jy vind. Nou in verlede week se les het ons gesien dat toe die stroompie opgedroog het God vir Elia gevra om na die weduwee se huis toe te gaan en vir haar te vra om vir hom ook te sorg. Die weduwee het gesê dat sy nie genoeg meel of olie het om vir Elia ook te sorg nie. Maar God het vir hulle voorsien en hulle het elke dag genoeg gehad om te eet. Nou vandag se les se naam is Regenerate. Ek dink elkeen van julle weet wat dit beteken om te regenerate in 'n speletjie. Die einde van jou lewe in 'n speletjie beteken nie noodwendig dat jy hoef op te hou speel nie. Jy kan regenerate en jy kan weer verder speel. Jy kry nog 'n lewe en nog 'n kans om weer te probeer. Dit is tog die lekkerste deel daarvan. Vandag se storie kom uit 1 Konings 17 vanaf vers 7 tot 16. Hier sien ons dat die weduwee se seun baie skielik siek begin word het. Sy kondisie het slegter en slegter geword totdat hy opgehou asemhaal het. Die weduwee was baie ontsteld geweest toe dit gebeur. Sy was sommer kwaad vir Elia en het gevoel dat dit tot 'n mate sy skuld is dat haar seun nou dood is. Elia het dadelik gevoel asof hy iets moet doen en of hy op een of ander manier moet help. Hy het die seun in sy arms gevat en hy het hom in die bokkamer gaan neerlê. Elia het geweet dat God almagtig is en dat enigiets by hom moontlik is. Elia het bo-op die seun gaan lê en hy het gebid en uitgeroep na God toe, gevra dat God sal help en dat God sal intree. Hy het gebid en gebid met alles in hom en God het sy gebede verhoor. God het vir die seun weer lewe gegee. Elia het gegaan en hy die goeie nuus met die seun se mamma gaan deel. Sy was so opgewonde en as gevolg van Elia se aksies en die wonderwerk wat God gedoen het sy ook in God geglo en gesê dat sy sien dat God is die ware God. Hierdie storie het dalk so 'n bietjie hartseer begin vir 'n oomblik, maar soms gebruik God goed in ons lewe wat nie so goed is nie, om vir ons te bewys wie hy regtig is. Een baie belangrike ding wat ons kan leer uit hierdie storie, is dat ons weet dat God luister wanneer ons hom aanroep en wanneer ons vra om hulp. Elia was nie bang gewees om uit te roep na God toe nie. Hy was nie bang gewees om te wys dat hy dalk selfs 'n bietjie kwaad is vir God vir wat nou gebeur het nie. Hy het geweet dat God kan sy emosies hanteer en God kan hanteer hoe hy voel, want hy is groter as ons emosies en groter as ons omstandighede. Elia het God se liefde vir hom en vir ons verstaan en hy het geweet dat God sal luister wanneer hy na hom toe roep. God beantwoord nie altyd ons gebede op dieselfde manier wat hy Elia se gebed beantwoord het nie. Maar hy weet presies wat elkeen van ons nodig het en hy weet presies wat die regte tyd is en wat moet gebeur en presies wat ons nodig het in daardie seisoen van ons lewe. God het Elia se gebed beantwoord deur 'n wonderwerk te doen, deur die seun wat dood is weer lewendig te maak. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons nog steeds daardie selfde God dien wat
die dood oorwin het nie. Die weduwee was eers baie onseker geweest oor Elia toe sy hom ontmoet het. Sy het hom nie dadelik vertrou nie. Dit het 'n tydjie gevat om vertroue te bou, soos wat sy gesien het dat God elke dag vir hulle voorsien, net soos wat Elia gesê het God sal. Maar sy het hom nie ten volle vertrou tot die oomblik wat sy gesien het hoe God haar seun uit die dood uit opwek nie. God het hom regenerate, net soos in 'n speletjie. Hy het weer 'n tweede kans tot lewe gekry. As ons sonder God lewe, is dit asof ons ook dood is, as gevolg van al die sonde wat ons self probeer dra. Maar wanneer ons Jesus kies, dan regenerate ons en ons word weer lewendig en ons kry 'n tweede kans. Dit wat hy vir ons aan die kruis kom doen het, is so kosbaar. Hy het vir ons weer nuwe lewe gegee. Ons kan elke dag so dankbaar wees vir dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Waarvoor is jy dankbaar vandag? Waar in jou lewe het God al iets gedoen wat besonders was vir jou? Dis dalk nie so groot of klink so goed soos Elia se storie nie, maar elke klein dingetjie uit die hand van God uit is ewe kosbaar, want dit kom van hom af. En met dit kan ons sien dat hy het ons so baie lief. Ek hoop julle het 'n lekker week verder en dat julle weer volgende week saam met ons kom kuier. Geniet julle week, ons sien julle weer volgende keer. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, dankie dat Jesus vir my 'n tweede kans kom gee. Dankie dat U weer vir my nuwe lewe gee. Help my om altyd onthou wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. Help my ook om braaf genoeg te wees om ander van U groot liefde te vertel. In Jesus naam, amen.